Goeiedag almal. Dit is my voorreg om vandag met julle te gesels oor die uitdagings wat roeping inhou. Ek wil graag hierdie gesprek van ons begin deur vir ons saam te lees uit Jeremia 1 vers 4 tot 9. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek aan jou aan my gewy en jou as 'n profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord. Ek kan nie goed praat nie en ek is te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk, jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. En hy het sy hand uitgesteek en my mond aangeraak en van my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Nie almal van ons se roepingsverhaal klink soos hierdie verhaal van Jeremia nie. Myne klink nie so nie. Dit was vandat ek kan onthou, by my net daar die diep wete dat ek 'n predikant wil word. Nog voordat ek die woord roeping geken het, was dit daar. Nog voordat ek skool toe gegaan het, as ek en my sus gespeel het, was ek die dominee gewees. En daardie diep wete het met die jare versterk en gegroei, saam met die verhale soos die van Jeremia, die woorde van aan Josua, wees sterk en wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here God is oral waar jy gaan. En natuurlik dan ook die verhaal van Moses, wat op gewyde grond staan. En saam met daardie verhale, was ek een van die vroue wat die voorreg gehad het om groot te word in 'n tyd, toe ons al 'n vrou gehad het wat 'n predikant was in ons kerk. Ons wat hierdie verhale van die Bybel ken, en daarna kan verwys, en self al ervaar het, wat dit beteken om jou roeping as predikant te leef, weet dat daar uitdagings is op die roepingspad, en dat die uitleef van ons roeping uitdagings inhou. Van hierdie uitdagings is dat nie alle gemeentes vir predikante veilige ruimte is om ons roeping uit te leef nie. Nou hier kan dit wees dat daar verskillende bestuurstyle in die gemeente is wat met persoonlikhede bots, of as daar 'n bepaalde unieke gesindheid binne 'n gemeente is. En die predikant in die gemeente is eenvoudig net nie pasmaats nie. Of as daar 'n houding is teenoor 'n predikant wat dit moeilik maak vir daardie predikant om roeping uit te leef. Ons sosiale omstandighede, die ekonomie van ons land het verander en bring uitdagings op ons roepingspad. En soms kan ons roepingervaring oorweldig word deur die stryd van finansies, veral as dit voel of jy meer van 'n projektebestuurder is as 'n pastor wat mense met God se woord en liefde moet bedien. En soms loop mens jou vas teen mense wat nie regtig die evangelie wil hoor nie, of maar eintlik net wil vashou aan daardie weergawe daarvan wat vir hulle maklik is. Soms word ons as predikante in die uitleef van ons roeping verwond. Verwond deur dalk ons eie idees van hoe ons predikant moet wees, en dan voldoen ons nie daaraan nie. Ons word verwond deur dalk ander se idees van hoe ons 'n dominee moet wees, waarin ons net nie kan voldoen nie, en ons voel nie goed genoeg nie. Ons kan nie ons roeping leef nie. Daar kon ook dinge in ons persoonlike lewens gebeur. Trauma, siekte, verlies van geliefdes wat vir ons roeping 'n uitdaging maak. Deel van die uitdaging wat roeping inhou, sluit ook die plek en die rol in van die predikant in ons samelewing wat verander het. En om iets hiervan te illustreer, deel ek met julle die verhaal van Henry Nouwen, wat vertel hoe sy eie ervaring van predikant wees en die rol van predikant wat verander, hom geraak het. Hy vertel dat hy 'n kapelaan was op 'n Nederlandse skip onderweg na Rotterdam, en hy bevind homself saam met die skeepskaptein op die brug van die skip. Daar was digte mis, en die radaroperateur moes vir die kaptein aanduidings gee van wat besig is om voor hulle te gebeur waar die ander skepe is, en dan gee die kaptein instruksies vir die stuurman, en terwyl hy dit doen, loop hy heen en weer op die brug van die skip, en in sy heen en weer loop
loop hy vas in Nouwen. En dan sê hy vir hom, kom uit my pad uit. En net voordat Nouwen wegloop, draai die kaptein om en sê vir hom, en ek haal die Engels aan, why don't you just stay around? This might be the only time I might need you. Nouwen gebruik die beeld van die skeepskaptein om uit te druk wat hy daar ervaar het. Hy sê daar was 'n tyd waarin predikante gevoel het, soos skeepskapteine, wat hulle eie skepe stuur, en met 'n sekere mate van mag en autoriteit en selfvertroue ontvang is en dinge kon doen. Nou is dit anders. Now we are standing in the way. Hy sê that is our only position. We are powerless on the side, liked maybe by a few crew members who swap the decks and go off to drink a beer with us. But we are not only taken seriously when the weather is not fine. Nou met dit alles gesê en met dit in ag geneem en al hierdie dinge wat 'n rol speel in die uitleef van ons roeping as predikant en wat dit als beïnvloed, was dit nog altyd vir my waardevol om herinner te word dat roeping gaan oor die een wat jou roep, die een in wie se diens jy staan. En om my eie binnekrag en vertroue en uitleef van my roeping in God se teenwoordigheid te kan vind, binne al hierdie uitdagings op die pad. Roeping word vir my versterk en gevoed deur my eie verhouding met God, my luister na God se gees, stil word in God se teenwoordigheid. Vir die uitleef van jou roeping is dit belangrik om jouself binne jou verhouding met God te ken. Selfondersoek is belangrik. En hier dink ek aan die gebed van die digter in Psalm 139. Deurgrond my oor God, deurgrond my hart. Sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. Lei my weer op die beproefde pad. Nou Psalm 69. U weet tog hoe sondig ek is, o God. My verkeerde dade kan ek tog nie vir u wegsteek nie. Here almagtige God, moenie dat die wat op u vertrou deur my te doen teleurgestel word nie. God van Israel, moenie dat die wat by u hulp soek deur my te doen beskaam word nie. As geroepenes beleef en ervaar ons elke dag verskillende dinge. En ons elkeen het ook ons eie lewensgeskiedenis wat ons gevorm het en dikwels steeds bepaal hoe ons dink, hoe ons optree, wat ons sê en wat ons doen. En daar is verskillende tegnieke en maniere om dit wat ons beleef en ervaar het te hanteer en 'n weg daarmee te vind. En een van hierdie tegnieke wat ek raak gelees het, is die fokustegniek wat deur die sielkundige Eugene Gatling ontwikkel is. In hierdie tegniek sê hy, is dit goed om te gaan stil sit op een plek, te ontspan, asem te haal en dan te fokus op die gevoelens wat jy in jou liggaam ervaar wanneer jy dink aan 'n spesifieke situasie of belewenis wat jy gehad het. Jy so sit, word jy bewus van hoe jy voel wanneer jy uit daardie ervaring dink, hoe jou liggaam daarop reageer. Dan is die volgende stap om 'n woord te vind, hulle noem dit 'n woordhandvatsel, om daardie gevoel mee te beskryf. En dan vas te hou aan daardie woord en seker te maak dat dit wel die emosie is wat ervaar word. En dan die vrae te vra oor hoekom voel ek so? Waar kom dit vandaan? Vir jouself vrae te vra oor daardie situasie en jou belewenis daarvan. En in die antwoorde wat kom, dalk bevryding te ervaar, nuwe insigte oor hoekom jy sekere dinge op 'n bepaalde manier hanteer, beleef, ervaar. Om jouself met jou vreugdes en selfs vrese te verstaan, versterk jou op jou roepingspad. Vir die uitleef en soms vir die herontdek van ons roeping, is dit nodig dat ons die middelpunt van lewe, God, weer in ons hart ontdek. Vir Henry Nouwen gaan dit oor meditasie en kontemplasie. En daardie nadenke rus ons siel. Kom ons tuis in ons eie vel en ons eie mens wees in God se teenwoordigheid. 'n Verhaal in die Bybel wat vir my nog altyd illustrerend is van die uitdagings van roeping, maar ook bemoedigend is, weer hoop en krag gee binne daardie pad vorentoe,
is die van Elia in 1 Konings 19 en ek gaan dit nou vir ons lees. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook het hy al die profete om die lewe gebring het. En toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur en vir hom gesê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie teen môre hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met hulle nie. Elia het bang geword terwille van sy lewe gevlug, en toe hy by Berseba aankom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy het self het egter 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. Daar het hy onder die besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. En hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe het hy gaan lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. En toe hy hom weer kon kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. En toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink en hy het weer gaan lê. En die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker en eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy vir 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die dag daar deurgebring. En toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord toe, ek het my met my hart en siel gewy aan U saak, Here almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. En net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my die Here. Ek wil verbygaan. En skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. En toe Elia dit hoor, het hy met sy mantel sy gesig toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy die stem van die Here wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? En hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na Damaskus woestyn toe en jy sal daar aankom en daar moet jy vir Hazael salf tot koning van Aram. Dit kan gebeur dat die uitdagings wat ons beleef wanneer ons roeping uitleef, wat ons roeping inhou, ons laat vergeet dat God by ons aan die werk is in ons lewe. En dan raak ons vasgevang in die dinge van die lewe. Dan sien ons nie vir God raak wat sorg, dra en beskerm. En as dinge te veel word en nie uitwerk soos ons beplan het nie, ons ontnigter voel deur die uitdagings wat ons ervaar in ons roeping, dan wil ons ook hê God moet ingryp. Ingryp met aardbewings, rukwinde, die groot dinge in die lewe. En soms verloor ons ook soos Elia geduld met God. Ons blind en doof vir God in ons lewe, sien ons nie die engel van God wat vir ons sorg raak nie. Ons krag lê in stil word en wees voor God. Dis eers dan wat ons kan hoor, wat maak jy hier? En as ons dan besef dat daardie hier nie 'n goeie plek is om te wees nie, onthou ons weer van God se liefde van Jesus aan die kruis. Jesus wat vir ons die oorwinning behaal het, sodat ons ook in ons diepste moedeloosheid, daar op ons roepingspad waar ons dalk voel, ons kan soos Elia nie meer nie. Onthou dat God in beheer is, dat God sorg, dat God roep en dat God jou bly dra. Baie dankie.